Kom ons sluit die oor en bid ons saam. Hemelse Vader, dankie vir die troos uit die woord, dat wanneer ons voor U staan, met verootmoediging en met berou, dan vergewe U ons. U is 'n genadige God, gou om te vergewe, wanneer ons na U toe kom en bely. Dankie, Here, dat deur die bloed van Christus U ons skoon was en reinig, wanneer ons met berou voor U staan, om ons sonde te bely. Ja, Here, ons aanbid U as die barmhartige en genadige God, maar ook as die heilige, U wat ons vergewe het, maar ten koste van U self, want U seun het gesterf en betaal vir ons sonde. Ons eer U, ons aanbid U as die heilige, as die regverdige. Ja, Here, dankie vir U woord, waardeur U met ons praat, en waardeur U self aan ons openbaar. En ons wil ook bid dat U vanoggend met ons sal praat deur U woord. Ons harte sal oplig na U toe. Ja, Here, ons dink aan hulle wat in hierdie tyd geliefdes aan die dood afgestaan het, dat U ook hulle harte deur U woord sal vertroos en hulle harte sal oplig en rig, ja, na U die lewende God. Praat ook vanoggend met ons deur die woord, Here, en verheerlik U self. Ons bid dit om Jesus ontwil. Amen. Ons teksgedeelte is vanoggend Matteus 23 vers 12 en baie lang gedeelte uit 2 Kronieke 26 uit. Ek het die Romeine reeks vandag onderbreek omdat dit lang naweek is en voor die naweek was dit vakansie en na die naweek is dit vakansie en ek moet begin met Romeine 8 vers 29, baie belangrike sleutelteks uit Romeine uit tot vers 30 en ek wil nie graag dat 'n groot gedeelte van die gemeente dit dan mis nie. En nie dat vandag se boodskap nie belangrik is nie, maar ek wil nie die reeks graag onderbreek nie. Dit sal vreemd wees vir u vanoggend. Ek gaan baie verse lees waar ek die Romeine uit 1 of 2 of 3 versies lees. Ek gaan die gedeeltes lees tydens die preek. Die tema is hoogmoed kom tot 'n val. Nou lydenstyd en Goeie Vrydag lê nog vlak in ons geheue en met die vernedering wat die Here Jesus deurgemaak het om ons vry te maak van sonde en te red van God se oordeel, moet ons as kinders van die Here se lewens gestempel wees deur nederigheid en gebrokenheid. As jy kyk na wat Jesus deurgegaan het, dan kan jy nie anders as nederig en gebroken wees nie. En mag daarvan hoogmoed geen sprake wees by God se kinders nie. Matteus 23 vers 12, 83 vertaling sê, wie hoogmoedig is, sal verneder word, en wie nederig is, sal verhoog word. Het jy al iemand sien val? Klein babietjie wat leer om te loop, of 'n klein seentjie wat met sy maatjie speel, sou jou nie eens opgeval het nie. Met jy al 'n dame in haar aantrok of 'n gesiene man in 'n pak klere sien val. Dit sien jy onmiddellik raak. Of 'n ruiter wat bo van sy perd afval. Dit sou jy verseker raak gesien het. Of 'n goeie hekkies atleet in 'n belangrike wedloop, Sally Pearson, wêreldkampioen by die Commonwealth Games, toe val sy voor die wedloop. Hoekom die babietjie of seentjie wat speel is klein en daarom is sy val nie so groot en so ver nie. Daarom sien jy dit nie eens raak nie. Maar die dame of gesiene meneer is groot en daarom is die neerkom aarde toe vernederend en ver. Gewoonlik probeer so 'n persoon so vinnig as moontlik opstaan want dit is vernederend op die sypaadjie te lê en dan kyk hy wie het gesien. Want hy hou nie daarvan om te val nie. Vir die wêreldberoemde atleet of perderyter is dit vernederend. Dis sleg. Hulle hou meer daarvan om op die podium te staan en lof en prys te ontvang. Maar 'n mens beplan nie om te val nie. Dit gebeur gewoonlik onverwags sonder dat jy weet nie wanneer gaan dit kom nie. Nou vanoggend gaan ons kyk na die lewe van koning
Uzia, na sy grootheid en sy vernedering. My gebed is net dat die Here vanoggend ons geestelike oë waawyd oop sal maak vir die gevare van geestelike hoogmoed. Nou ek gaan 2 Kronieke 26 vers 1 tot 15 eers lees. Ek gaan dit op die teks sit. Mens moet die hele gedeelte lees, anders mis jy die verhaal. Die bevolking van Juda het vir Uzia gevat en hom in Amasia, sy pa se plek, koning gemaak. Hy was toe 16 jaar oud en het Elat herbou en onder die gesag van Juda teruggebring nadat die koning van daardie gebied dood is. Uzia was 16 toe hy koning geword het en hy het 52 jaar lank in Jerusalem geregeer. Sy ma was Jekolja uit Jerusalem. Hy het gedoen wat reg is in die oë van die Here en in alles die voorbeeld van sy pa gevolg. Hy het na die wil van God gevra gedurende die hele lewe van Sagaria, wat insig in die openbaring van God gehad het. In die tyd dat Uzia na die wil van die Here gevra het, het God dit goed laat gaan met hom. Hy het 'n veldtog onderneem teen die Filistyne en hy het die mure om Gat, Jabne en Asdod afgebreek, die Gaza-strook wat jy vandag het. En stede gebou in die omgewing van Asdod en die res van die Filistynse gebied. God het hom gehelp teen die Filistyne, teen die Arabiere wat in Gerbaal gewoon het en teen die Amoniete. Die Amoniete het vir Uzia geskenke gebring en sy naam het tot by Egipte bekend geword. So het sy mag toegeneem. Uzia het in Jerusalem stewige forte gebou by die hoekpoort, by die daalpoort en by die draai in die muur. Ook in die weivelde het hy forte gebou en baie putte laat grawe, want hy het baie vee gehad in die laafveld en op platoorand. In die berge en op die Karmel het hy mense gehad wat sy lande en sy wingerde bewerk het. Hy was lief vir die grond. Uzia het 'n leer gehad wat in afdelings uitgetrek het. Die telling en indeling is gedoen deur die sekretaris Jehiel en die amptenaar Maaseja onder toesig van Genanja, beampte van die koning. Daar was altesaam 2600 familiehoofde in bevel van die soldate. Die leer onder hulle bevel was 307.500 kragtige vegters op wie die koning kon reken teen 'n vyand. Uzia het hulle die hele leer uitgerus met skilde, spiese, helms, harnasse, pyle en boë en klippe vir hulle slingervelle. In Jerusalem het hy uitvindsels gehad wat deur slim mense ontwerp is en wat bo van die forte en van die hoeke af pyle en groot klippe kon afskiet. Sy roem het wyd gestrek, hy het op 'n wonderbare wyse hulp ontvang en hy het 'n magtige man geword. 'n Ongelooflike suksesvolle koning, maar die meeste van u weet waarskynlik nie eers van sy bestaan nie. U gaan weet van Dawid en van Salomo. Waarin het Uzia se grootheid gelê? Uzia was die 10de koning wat na Salomo in Juda geregeer het. Hy was 'n uiters suksesvolle koning, leier, politikus, staatsman, militêre strateeg, asook 'n landbouer. Op alle terreine het hy uitgeblink. Suksesvol in alles wat hy aangepak het. Uzia word koning op 16. Regeer vanaf 794 tot 742 voor Christus. En hy regeer 15 jaar saam met sy pa en 37 jaar alleen na sy pa se dood tot in 742 voor Christus. En na sy pa se dood het hy as politieke leier onmiddellik sterk leiding begin neem en ongelooflike visie geopenbaar. Jy kry min sulke leiers soos hy. Ons het vandag van hulle nodig. Hy het die grense van Juda uitgebrei oor dele wat aanvanklik deel was van die beloofde land. In die suide het hy met die Arabiere en die Amoniete afgereken. Hy het ook onmiddellik vir Elat, 'n hawestad aan die Rooi See in Edom met sy kopersmeltery herower en herbou. Aan die weste kant het hy die doring en die vlees van die Joodse volk oor geslagte heen uitgetrek. Die Filistynse stede van Gat, Asdod en Jabne, dis die Gaza-strook waar die oorlog nou wat Israel so plat geskiet het hy die mure afgebreek en daardie stede onder Juda se heerskappy geplaas en ook ander stede in die Filistynse gebied
gebou. Aan sy ooste kant het die Ammoniete sommer uit hulle eie uit vir Usja geskenke gebring, toe hulle sien wat hy doen. En dan lees ons in vers 8, en sy naam het tot by Egipte bekend geword, so het sy mag toegeneem. Ongelooflike suksesvolle politikus, leier. Dit alles kon Usja doen omdat hy 'n geweldige weermag opgebou het. Bekwame personeel het hy aangestel. Genanja was die hoof van die weermag. 2600 familiehoofde was die bevelvoerders van 307.500 soldate. In vandag se terme ook 'n groot weermag. Toegerus met die beste wapenrusting van sy tyd. In Jerusalem self het hy versterk deur forte op strategiese hoeke te bou en die nuutste grond-tot-grond missiele. Daai wat jy moes dit dan al in flieks gesien het, daai wat so die groot klippe so gooi, hy het hulle gebou daar, dit was in Jerusalem gewees. Hy kon enige aanval afweer. En dit het Usja in staat gestel om enige vyandige koning af te skrik om Juda aan te val. En by dit alles was hy nie net 'n goeie politieke leier en militêre strateeg nie, maar hy was ook 'n veeboer en 'n landbouer by uitnemendheid. Sy vee het geloop aan die laagliggende Judeese heuwels aan die weste kant teen die Filistynse gebied, maar ook op die plateaurand aan die ooste kant van die Dooie See teenoor Moab. In die lengte en breedte van die land. Ook het hy baie putte laat grawe om water te gee vir sy vee. En op die berge was daar baie mense wat sy landerye en wingerde bewerk het. En dan lees ons, hy was lief vir die grond. Daar was net niks wat die man nie kon doen nie. Om sy portefeulje te voltooi, moet ons noem dat hy ook vele bouprojekte aangepak het. Dan was hy nog 'n bouer ook. Stede, versterkte stede, forte in Jerusalem en ook forte in die weiveld om sy vee te beskerm. Usja was inderdaad 'n uiters suksesvolle, begaafde en besondere koning. Waarskynlik ook geliefd onder sy mense. In vers 15 lees ons, sy roem het wyd gestrek, hy het op 'n wonderbare wyse hulp ontvang en hy het 'n magtige man geword. En wat was die rede vir sy ongelooflike suksesverhaal? Die woorde in vers 15, hy het op 'n wonderbare wyse hulp ontvang. Van wie? God het hom gehelp. Hoekom? In vers 4 lees ons, hy het gedoen wat reg is in die oë van die Here. Vers 5, hy het na die wil van God gevra gedurende die hele lewe van Sagaria, wat insig in die openbaring van God gehad het. In die tyd dat Usja na die wil van die Here gevra het, het God dit goed laat gaan met hom. Sagaria, priester, hy was 'n profeet, priester, en hy het leiding gegee en Usja het gevolg. So, God was die rede vir koning Usja se sukses, die rede agter sy suksesverhaal. Hy het God se wil gesoek en gedoen. En dit het gemaak dat hy die leer van sukses met 'n snelle spoed uitgeklim het, waar sy rykdom, mag, invloed, roem, eer, ongekende afmetings aangeneem het. En wanneer 'n mens Usja se suksesverhaal lees, wil 'n mens net sê, wow, alles waarin hy gevat het, het omtrent in goud verander. En die ongelooflike is dat God dit aan hom gegee het, omdat hy die Here van jongs af gedien het. Maar broers en susters, wanneer ons verder lees, is dit met skok. Hierdie ongelooflike suksesverhaal van koning Usja het 'n tragiese einde. Ons sou eintlik hier wou gestop het. Dit is moeilik om dit te glo wanneer ons dit lees. Maar kom ons lees dit saam, die tweede helfte. 2 Kronieke 26 vers 18 tot 23. Maar toe hy eenmaal die mag het Usja ingenome geword met homself, en dit was die begin van sy einde. Hy het inmatigend teenoor die Here sy God opgetree, en hy het in die tempel van die Here ingegaan om wierookoffers op die wierookaltaar te bring. Die priester Asaria met 80 priestersoldate by hom het agter koning Usja aangegaan en hom probeer keer en vir hom gesê, dit kom u nie toe om vir die Here wierookoffers te bring nie, Usja. Om wierookoffers te bring is die voorreg van die priesters, die nageslag van Aaron, hulle is daartoe gewy. Gaan liewer uit die heiligdom uit, u matig u dinge aan en u sal daarvoor geen waardering kry van God die Here nie. Usja het al die wierookpan in sy hand gehad, dis nou in die heiligdom, nie in die allerheiligste nie, tussen die, as jy by die eerste voorhangsel ingaan,
dan kry jy die tafel met die toonbrode en die kandelare, en dan is daar 'n wierookaltaar voor die tweede voorhangsel. Hy was daar gewees, hy het nou nie in die allerheiligste ingegaan nie, en daar wou hy 'n wierookoffer bring vir die Here. Gaan liewer uit die heiligdom uit, u matig die dinge aan, u sal daarvoor geen waardering kry van God die Here nie. Hy het al die wierookpan in sy hand gehad om die offer te bring, en hy het briesend geword. Maar terwyl hy teen die priesters uitvaar, breek daar melaatsheid op sy voorkop uit. Voor die oë van die priesters daar in die huis van die Here by die wierookaltaar. Toe die hoofpriester Asarja en al die ander priesters na hom kyk, is hy melaats op sy voorkop. Hulle het hom daar uitgedrywe en hy was self haastig om weg te kom. Die Here het hom met die ramp getref. Koning Ussia was melaats tot die dag van sy dood. Hy het in 'n plek van afsondering gaan woon, melaats en verban uit die huis van die Here. Sy seun Jotam het die paleis bestuur en oor die mense van die land regeer. Die ander verhale oor Ussia, die van vroeër en die van later, is neergeskryf deur die profeet Jesaja, seun van Amos. Ussia is oorlede. Hy is begrawe in die begraafplaas van die konings, maar nie in die familiegraf nie, want die mense het gesê hy was melaats. Sy seun Jotam het hom as koning opgevolg. Wat het koning Ussia se val veroorsaak? As 'n mens net so kort kyk na wat in sy lewe gebeur het. 16 word hy koning, begin saam met sy pa regeer. 15 jaar later op 31 was hy die alleenheerser van Israel. Dit het hom 29 jaar gevat om die suksesleer uit te klim en op 60 was hy een van die roemrykste en magtigste konings in Juda se geskiedenis. Op 60-jarige ouderdom in die jaar 750 voor Christus het hy in een waansinnige oomblik bo van die suksesleer afgeval. Dit wat hom 29 jaar geneem het om op te bou, het hy in een oomblik verloor. Wat het gebeur? Hy het in die tempel ingebars, tot in die heiligdom van die tempel ingegaan, om wierookoffers op die wierookaltaar te bring. Dit was 'n dom ding om te doen. Eintlik was dit waansinnig. Ussia het mos die wil van die Here geken. Het Sagaria hom dan nie in die wet van die Here onderrig nie? En hoe het hy nie die seën van die Here beleef omdat hy die Here se wil gedoen het nie? Ussia moes verseker die uitdruklike voorskrifte in Eksodus 30 en Numeri 18 oor die offerdiens geken het, dat net priesters mag offers bring en veral wierook in die heiligdom van die tempel offer. Hy het sekerlik geweet van Nadab en Abihu wat gesterf het omdat hulle 'n ongeoorloofde vuur aan die Here geoffer het in Levitikus 10 en hulle was priesters. Dan sou Ussia sekerlik ook geweet het van Saul wat sy koningskap verloor het omdat hy nie vir Samuel wou wag nie en self die brandoffer gebring het. Hoekom het Ussia dit gedoen? Hy het tog hierdie dinge geweet. Hoogmoed maak 'n mens blind en arrogant. Wanneer 'n mens te groot raak en God word in jou eie oë, hou jy nie meer rekening met God nie. En jy vergeet wie God is. Wat het veroorsaak dat Ussia self wierook in die tempel wou offer? Net dit. Ons lees in vers 16, maar toe hy eenmaal die mag het Ussia ingenome geword met homself, en dit was die begin van die einde. Hy het aanmatigend teenoor die Here sy God opgetree. Die 33 vertaling stel dit ook mooi, maar toe hy sterk geword het, was sy hart hoogmoedig, sodat hy baie verkeerd gedoen en ontrou gehandel het teen die Here sy God. Die boodskap, sy weergawe is ook treffend. Toe Ussia so magtig geword het, was hy so vol van homself, dat dit tot sy val gelei het. Hy het arrogant teenoor die Here sy God opgetree. Ussia se mag, sy roem, sy rykdom, sy sukses, het na sy kop gegaan en hy het vergeet wie dit aan hom gegee het. Hy het later begin dink dat hy self, wat so oulik en slim is, en vergeet dat dit net God se guns is, wat hom gebring het waar hy was. Hoogmoed maak 'n mens nie net blind nie, maar ook dom en arrogant. Dan dink jy is so belangrik, jy kan doen wat jy wil.
Omdat Ussia so magtig en ryk en so belangrik was, het hy vir hom dinge begin toeëien en op dinge begin aanspraak maak wat hom nie toekom nie. Kenmerk van hoogmoed. Hoogmoed verblind jou sodat jy aanspraak maak op regte wat jou nie toekom nie. Hoogmoed maak dat jy God word in jou eie oë en jouself dan verhef bokant God se wet en bokant God. Dit is hoekom geestelike leiers in buite-egtelike verhoudings verval. Hulle preek verander, maar hulle raak groot in hulle self. Dan eien hulle self goed toe wat hulle nie toekom nie. Dit was hoogmoed wat Saul so ver gebring het om self die brandoffer vir die Here te bring. Omdat hy koning is, sal hy vir Samuel wys, hy doen dit. Hy kan, hy is die koning, ten koste van sy koningskap. Dit was ten diepste hoogmoed, wat Dawid so ver gebring het om homself aan Batseba te vergryp. As koning het hy daardie reg aan homself toegeëien en het homself in die grootste ellende en rampe gedompel. Sien, as ons te belangrik word in ons eie oë, dan matig ons onsself dinge aan en eien vir onsself regte en voorregte toe, wat ander nie mag doen nie. Ek mag, hulle mag nie. Daarom het Ussia op 'n goeie dag in die tempel ingestap om wierookoffers in die heiligdom van die tempel aan die Here te bring. Want die ander Semitiese konings en die koning van Egipte, hulle het dit gedoen om offers te bring in die tempel. Dan kan hy as koning van Israel seker ook. Maar Ussia sou dit ewig berou, want God laat nie met hom spot nie. Ons lees dat die hoëpriester Asaria met 80 priestersoldate die koning aangespreek het en hom versoek het om die tempel te verlaat. Die boodskap stel dit treffend. Die priester Asaria en 80 dapper priesters het hom in die tempel ingevolg. Hulle het koning Ussia gekonfronteer en vir hom gesê, koning Ussia, u mag dit nie doen nie. Slegs priesters uit die Aaron-familie mag wierook vir die Here brand. Gaan dadelik uit die heiligdom uit. U het 'n groot sonde gedoen, die Here hou niks daarvan nie. God haat dit. Wat vind ons hier? God se genade. God se genade. Deur middel van 'n hoëpriester wat die guts gehad het, as ek 'n Engelse woord kan gebruik, om hierdie magtige koning aan te spreek. Ek sê God se genade, want as Ussia hom bekeer het en met berou uit die tempel geloop het, sou God hom onmiddellik vergewe het. Onmiddellik. As hy gesê het, hy's jammer, is 'n fout, en hy het omgedraai en uitgestap, so die Here hom vergewe het. Maar Ussia se hoogmoed het al te ver gevorder en sy ore was toe vir die vermaaning van die hoëpriester. Hoogmoed maak ook dat jy altyd reg is in jou eie oë, en jy is nie oop vir teregwysing van ander nie. Nadat Ussia deur die hoëpriester Asaria vermaan en tereggewys is, het hy in woede teen hulle uitgevaar. In plaas daarvan om in berou te sê, ek het gesondig teen God, of ek gaan sondig teen God deur wat ek wil doen, lees ons uit in woede teen hulle uitgevaar. Die Bybel sê nie wat hy vir hulle gesê het nie. Waarskynlik sou dit iets wees soos, weet julle met wie julle praat? Dit moes u al gehoor het al, of dalk self ook al gesê het. Besef julle nie, julle praat met die koning van Israel nie? Of wie dink julle is julle om so met my te praat? Ek is koning Ussia, die koning van Israel. Die koning se hoogmoed het al so ver gevorder dat hy homself verhewe beskou het, bokant enige gesag, selfs bokant hulle wat in die naam van die Here na hom gekom het. Al hoe hoogmoed dan genees kan word, is deur hart aarde toe te kom. Soos daar in Spreuke 16 vers 18 staan, op hoogmoed volg ondergang, op selfverheffing volg die val. 83 vertaling, die 2020 vertaling sê, voor ineenstorting is daar trots, en voor die val is daar 'n hooghartige gees. Dit het ons almal al gesien al. Hoe waar was dit nie van Ussia nie? En die ergste van dit alles is dat wanneer 'n mens hoogmoedig word, is dit God self wat jou tot 'n val bring, om jou te verneder, om te kyk of jou oë nie sal oopgaan vir jou grootheidswaan nie. Dis nie die duiwel wat jou laat val nie. Hy wil hê jy moet hoogmoedig wees. Dis God wat jou laat val.
Daarom loop dit soos 'n refrein deur die Bybel. Die Here haat 6 dinge. Nee, daar's 7 waarvan hy afskeid het, en een van hulle is oë wat straal van hoogmoed. Matteus 23 wat ons gelees het, vers 12. Wie hoogmoedig is, sal verneder word, en wie nederig is, sal verhoog word. 1 Petrus 5:5. God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. En dan beleef Ussia hoe God hom weerstaan. Geliefdes, moenie vir die duiwel bang wees nie. Wees eerder bang vir God. Want God weerstaan hoogmoediges. En dan beleef Ussia hoe God hom weerstaan en verneder en hy tot 'n val kom. Wanneer Ussia die vermaning van die hoofpriester en daarmee die gesag van God verwerp, toe hy in woede uitbars, toe verwerp hy die gesag van God, dan tref die oordeel van die Here vir Ussia onmiddellik. En melaatsheid het op die voorkop van Ussia uitgeslaan. Melaatsheid was toe so erg as vigs vandag. Geliefdes, wat doen ek en jy wanneer 'n medegelowige ons in liefde vermaan? Ons vermaan word deur gesag wat God aangestel het, of dit nou 'n predikant is, of 'n ouderling, of 'n medegelowige, of dalk 'n kind wat deur sy ouer vermaan word. Wat doen ek? Hoe reageer ek as iemand my vermaan? My op my sonde wys. Spreuke 27 sê, openlike teregwysing is beter as liefde in die geheim. Dis nie liefde. Liefde in die geheim is nie liefde nie. Kom ons harte onmiddellik in opstand. Wie is hy om my te oordeel? Wie dink hy is om my aan te spreek? Hy of sy? Ons het almal blinde kolle in ons lewens en ons het mekaar se vermaning nodig om op die pad te bly. Ek moet tog nooit dink, maak nie saak wie ek is nie, dat ek so ver op God se pad gevorder het, dat ek verhewe is bokant ander se teregwysing nie. Geestelike hoogmoed is die ergste hoogmoed wat daar is, want dan dink ek dat my geestelike groei aan myself te danke is. Dis die ergste. Dis geestelike hoogmoed wat maak dat ek en jy onmiddellike medegelowiges se vermaning in ons harte verwerp. Steur my nie aan hom nie. Isoleer jouself van medegelowiges se vermaning, se raad en teregwysing en jou val is naby. Ussia het dit gedoen en God het hom wreed aarde toe gebring. Toe Ussia weier om te buig voor die gesag van die hoofpriester, wat God in sy wet aangestel het, toe dwing God hom op 'n baie eienaardige manier om voor sy wet te buig en voor die gesag van die priester te buig. Hoe die Here dit gedoen? Die Here tref Ussia met melaatsheid. Volgens God se voorskrifte moes priesters oordeel oor velsiektes, Levitikus 13, en besluit of iemand afgesonder moes word en of hy in die gemeenskap kon aanbly. Skielik staan die magtigste en die beroemdste koning voor die priester met die ergste velsiekte. Die hoofpriester Asaria kon dus nie anders as om die koning nou uit te dryf uit die tempel en selfs uit die gemeenskap nie. Ons lees in vers 20, hulle het hom daar uitgedrywe en hy was self haastig om weg te kom. Ussia se oë het oopgegaan vir sy eie hoogmoedige hart, maar eers nadat hy verneder is. En hy moes in afsondering gaan lewe, terwyl sy seun Jotam namens hom regeer het. Let op die verskriklike gevolge van Ussia se hoogmoed. Vir die res van sy lewe was hy melaats in sy gesig. Waar mense voorheen mekaar vertrap het om die koning te sien en almal oor sy magtige dade gepraat het, in vers 15 het ons gelees, sy roem het wyd gestrek, het mense nou vir hom gegril en van hom af weggevlug. Dit sou alle hoogmoed uit sy hart uit verwyder het. Verder het Ussia vir die res van sy lewe in afsondering geleef. Hy kon nie meer rondbeweeg in Juda om 'n oogie te hou oor al sy verskillende projekte nie. Geen diensknegte wat hom bedien het nie. Geen vol program meer nie. Niemand wat 'n afspraak wil maak met die belangrike koning nie. Geen spesiale voorregte meer vir hom as koning nie. In afsondering, alleen, en niemand wou naby hom kom nie. En derdens,
Koning Uzia was afgesny van die tempel. Hy wat in die heiligdom in wou gaan om 'n offer te bring, kon daarna nie eers saam met die heidene in die voorhof aanbid nie. Hy mag glad nie in die tempel gekom het nie. Sien hoe werk God. Vir nog 8 jaar het Uzia so geleef voordat hy in 742 voor Christus op die ouderdom van 68 jaar oorlede is. Uzia is nie in die familiegraf begrawe nie, want hy was melaats, sê die Bybel. Is dit nie 'n bietjie onregverdig nie? Hierdie koning wat so oneindig baie vermag het, is na sy dood waarvoor onthou? As die suksesvolle koning? Nee, as die koning wat melaats was. Dis waarvoor hy onthou het. Sien ons dit nie ook baie in die lewe en die wyse waarop mense onthou word nie? Dink aan 'n bekende Suid-Afrikaanse cricketspeler, rolmodel, by uitnemendheid, gewildste cricketkaptein wat daar was. Daar seker nog rekords agter sy naam. Hoe sal hy onthou word? Dink aan 'n teologiese professor, gewilde prediker, skrywer van boeke. Hy gaan onthou word as 'n man wat sy professoraat, sy kerk, sy huwelik en sy gesin vir sy sekretaresse opgeoffer het. Jy sien, God haat hoogmoed. En Petrus sê dat God hoogmoediges weerstaan. As ons hoogmoedig is, gee God nie om hoe ons onthou word nie. God gee ook nie om wie ek is en wat ek doen nie. Kan 'n predikant ook wees. Nadat hy ons tot 'n val gebring het, en veral as ons sy kinders is en ons raak hoogmoedig, gaan ons val, en baie hard val. Hoekom doen hy dit? Sodat hy net weer die Here Jesus se nederigheid deel van my hart en my lewe kan maak. Hy verdra nie hoogmoed nie. Veral as ek sy kind is. As ek hoogmoedig raak, gaan hy my baie hard laat val om nederigheid weer deel van my lewe te maak. Want dit is al hoe my oë gaan oopgaan. Hoe lyk ons harte voor God? Is daar hoogmoed in my hart? Ons kan onsself toets aan die hand van 'n paar vragies. Is daar dinge in hierdie lewe wat ek vir myself opeis as my reg, wetende dat dit ingaan teen God se woord? Dit is gewoonlik maar predikante wat jy dit ook kry. By predikers, pastore. Aanvaar ek dit wanneer mense in gesagsposisies of 'n medegelowige my teregwys op my foute, of is ek onmiddellik op my agtervoete? Aanvaar ek dit wanneer daar van my verwag word om verantwoording te doen oor keuses, besluite en optrede in my lewe? Of sê ek nee, ek is verhewe bo dit? Staan ek op sekere regte in hierdie lewe en eis ek dit op, of is ek bereid om terug te staan en my regte prys te gee vir ander? Ons lees in Filippense 2 vers 3 tot 4, moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van ander. En dan ons voorbeeld. Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was en nou is, het sy heerlikheid verlaat en 'n mens geword en gelei en hy's gekruisig. Daarom verdra God nie hoogmoed by sy kinders nie. Broers en susters, kom ons bid en smeek die Here om ons te beklee en ons harte te vul met die nederigheid van ons Here Jesus Christus, ons Here en Verlosser. Onthou, as ek myself in hoogmoed verhef, wat gebeur dan eintlik? Ek beweeg onder God se genade uit en my val is naby. Maar as ek in nederigheid myself verlaag, verneder en buig, al is ek nie verkeerd nie, buig ek onder God se genade in. Soos om Jakobus skryf, God weerstaan hoogmoediges, maar aan nederiges gee hy genade. Ek wil afsluit met die woorde van Jesaja 57, ek het ook dit gelees in die woordgebed. So sê hy wat hoog en verhewe is, hy wat ewig leef en wie se naam die heilige is. Ek woon in 'n hoë en 'n heilige plek, en ek is by hom wat verbrysel en nederig is. Wat 'n ongelooflike woord. Dit sê vir ons iets van God se karakter. God sê dat hy, die allerheiligste, vir wie hy het vir Moses gesê, geen mens kan my sien en bly leef nie, so heilig is ek.
God sê hier dat hy in besonder tuis voel op 2 plekke. Die een is in die hoogste hemel, waar hy in absolute heiligheid op sy hemeltroon sit en waar die engele hom toesing, heilig, heilig, heilig. Hy sê hy voel daar tuis. En in die tweede plek voel hy tuis in die harte van sy kinders, wat in nederigheid en gebrokenheid voor hom leef. Mag die Here aan ons die genade gee om so te leef, dat hy die Heilige tuis sal voel in die nederigheid en gebrokenheid van ons harte. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ja Here, dankie vir u woord. Ons buig voor u woord, voor die gesag van u woord. Ons aanbid u as die lewende Here. Ja Here, in hierdie oggend besef ons maar net opnuut, wanneer u sê u woord is soos 'n tweesnydende swaard, dan kom dit en dit ontbloot ons eie harte. Ja Here, en dit lê bloot ook die hoogmoed wat in ons eie harte verskuil lê, en daardie blinde kolle wat ons self nie kan sien nie. Daarom bid ons dat u deur die Heilige Gees ook ons harte vir ons aan die lig sal bring en vir ons sal wys hoe ons voor u lyk, Here, en dat u vir ons sal aanraak en dat u vir ons sal vul met die Gees en dat u ons sal beklee met die nederigheid van Jesus Christus. Dat mense net vir u ook in ons lewens sal kan raak sien. Bewaar ons van arrogansie. Bewaar ons van 'n grootheidswaan, asof ons iets is. Want alles, Here, is genade. En bo alles, as ons die kinders is, het ons niks om op te roem nie. Want wat is daar wat in hierdie lewe, wat ons ontvang het, ook geestelik, wat nie van u afkom nie. Ons gee nie al die eer en die lof en die prys, en ons bid dat u ons harte sal bewaar, ook in hierdie dag, deur u nabyheid en deur u Gees. Ons bid dit om Jesus ontwil. Amen. Ons gee nou geleentheid vir die opneem van die dankoffers.